Wees so groot in Jesus' naam. Pastoor, met dankie vir die geleentheid om hier te kan staan, om my naam van die Here groot te kan maak. Ek dank die Here vir die geleentheid. Ek dank die Here dat die Here het goed gevind het om met pastoor te spreek, sodat ek kan staan en die woord van die Here te kan bring. Amen. Amen, dierbares. Prijs die naam van die Here. Kom ons bid saam. God, onze Vader in die hemel, Here, ons dank Here. Dank Here vir die geleentheid, dank Here vir die dag, Here, dat U bestem het, Here, vir ons om by mekaar te kan kom. Here, wil die dankie sê, Here, vir die woord, Here, ons bid dat die woord, Here, op vrugbare grond sal val, my God, Here. Help ons, Here, dat ons geloof sterker sal raak, my God, in U, o Here. Heilige Gees van God, kom en transport die woord, Here, verder in ons gees, sodat het meer en meer handrotvol vrugte sal dra, my God. Ek dank, Here, vir die genade. Wees aan met my, Here. Raak my mond en my lippe aan, dat ek die grootheid van die Here sal spreek in die naam van Jesus Christus. Baie dank, zeg. Amen. Ons kan maar sit, dankie. Ja, ek is weer eens baie dankbaar, soos ek sê, vir die geleentheid om hier te kan staan. Want dit is belangrik om te doen wat die Here wil hê jy moet doen. Amen. Dit is belangrik om te doen wat die Here wil hê jy moet doen. Amen, dierbare. So, ek wil net voor ek verder gaan, wil ek net sê dat my hele boodskap is eintlik gaan oor vertroue, trust. Het gaan oor vertroue, trust in Engels. Maar voor ek by dit uitkom, wil ek net paar dinge noem wat belangrik is vir ons om te kan verstaan waaroor die boodskap sal gaan. Sien, dierbares, die dinge is lang al nie weer dieselfde nie. Ek weet jy, oor en oor wat ek die ding sê, dat dinge is lang al nie weer dieselfde nie. Dat die Here het ingetree en die Here is besig om omstandighede, lewens te verander. Amen. Amen, dierbares. Ek hoop om 'n conversation te hê met die dierbares vandag, sodat ons net met mekaar kan praat oor die dinge van die Here, oor die goedheid van die Here, oor die dinge wat die Here wil hê moet bekend gemaak word aan sy mense. Amen. Amen, dierbares. We are in conversation, so ek gaan julle sobat tot ons mekaar verstaan. Ons gaan mekaar sobat, ons gaan sobat, man, ons gaan maar sobat, sister Fiona, ons gaan maar sobat. Amen. The Here will simply wants to bring His people to understanding of how, soos hoe hy dinge doen, of how He works. Amen, jongen. God wants to bring us to understanding of how He's, want us to understanding to what He is doing at this time. Nou, op die oomblik, wat is die Here besig om te doen vir ons? Amen. Wat die Here besig is om te doen, Sister Peps is aan my napraat, want Sister Peps is nie bang om aan Peps nie bang om te praat oor die Sister Martha, te praat om amen te sê. Kom ons hou maar die conversation hier so. So die Here is besig om te werk met ons. Die Here is besig om te werk in hierdie kerk, Sister Martha. En daar is sekere dinge wat die Here besig is om te doen. Want soos ons die vorige keer het ons gesê dat pastoor, ons weet ons dat die Here het gespreek en gesê, God is busy working, God is at work. En Here gaan ons dinge verander, Here gaan mense se lewens verander.
Suster Martha. Die Here gaan omstandighede en wat al reeds anyway gebeur. Toe die Here nog al toe die Here besig was om te praat, dit dinge al reeds besig om te gebeur. Want die Here het nie tyd om stil te staan en die Here is aanhoudend besig om te werk. Soos Jesus gesê het, my Father is always busy. My Vader is altyd besig, is altyd aan die werk. So die Here is besig om dinge te verander. Die Here is besig dinge om mense se understanding te verander. As hulle maar net die Here sal wil toelaat. Dis die groot ding. As die mense net as ons maar net die Here kan toelaat, dan gaan hy understanding, wants to bring understanding to us about what it is that he wants to do in our lives. Amen. Sister Pepsi, amen. Sister Martha, amen. So, dit is dan belangrik vir ons om onsself te oriënteer. Nee? Ons moet onsself oriënteer. Want die dinge wat ons gedoen het, die doen ons nie weer. Die dinge wat ons gedoen het, ons doen het nie weer nie. Because we coming to an understanding. God is speaking to his people. God is proving himself. Die Here is besig om homself te bewys. God is busy revealing himself unto us. Amen. God is busy revealing himself unto us. Die Here is besig om homself te openbaar, sodat ons tot understanding kan kom. Sodat ons kan kom op die punt waar ons weet wie dit is wat ons dien. Amen, dierbares. So met alles wat aangaan, dierbares, met alles wat aangaan, met die verandering wat die Here bring, met die wat die Here met ons is, wat die Here ons beloof dat He will be with us, terwyl ons deur seker die dinge gaan. So omdat die vyand bekend is met dit wat aangaan in hierdie kerk, wat die Here besig is om te doen in hierdie kerk, met die lewens wat die Here besig is om te verander in hierdie kerk, die duiwel is nie happy nie. Die duiwel is nie happy nie. So dit is dan nou so, dat baie van ons sit in 'n situasie, dat goed te gaan aan hier, maar ek verstaan nie regtig wat aangaan nie. Hoekom voel ek soos ek voel? Verstaan jy, dat is die sekerheid in my nie. Dat is die sekerheid omtrent wat besig is om te gebeur, en dit maak 'n mens bietjie ongemaklik. Kyk, as jy ongemaklik voel ten opsigte van boodskappe wat na jou toe, wat na ons toe kom, en wat na jou toe kom, dan moet jy besef dat God is at work. God is busy working. Verstaan, dierbares? As jy bietjie ongemaklik voel en jy is onseker oor sekere dinge en jy vra jouself die vraag, hoekom is dinge dan nou so? Ek is gewoon dinge het so geloop, maar dinge so. Ek was dan die hele tyd oké, ek was gezond, en ewe skielik voel ek het te kwaal. Ewe skielik voel ek dat iets aangaan met my bene. Dat ewe skielik voel ek moeg as ek met kerk toe kom. Ewe skielik doubt ek is nie seker, moet ek kerk toe gaan of moet ek nie? So dis heel wat dinge wat besig is om aan te gaan met ons. Want because God is busy working. Die Here is besig om te werk. Sien ek het die drukking op my in my gees, ne? Want van ons verstaan nog nie heeltemal die saak nie. Daar is werklik, my suster Maria, daar is werklik waar mense uitgekom het vandag om te kom sê, because die Here het 'n woord in hulle geplaas, but they're not willing to omdat ons deur sekere dinge gaan en omdat dinge besig is om te verander, because God is at work, because God is busy changing stuff, is daar dan 'n skrif, kom ons gaan na James chapter 1, kom ons maak 'n draai by gou by James chapter 1. James chapter 1 is Jakobus, né? Jakobus, die eerste hoofstuk vers 2. Hierso in my Bybel sê dit trials and temptations. Trials and temptations. Consider it
pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Dis nou James chapter 1. Dan wil ons net gaan na 1 Peter, 1 Petrus. 1 Petrus. Sien met die dierbares, met die lese van die skrif, met die lese van die woord van die Here, word die woord uitgestuur en die woord word die woord word uitgestuur, sodat whatever het is wat ons mee deel, sodat die woord kan kom en kan deel met ons omstandighede. Okay. 1 Peter chapter 4. Nee, 1 Peter chapter 1 Petrus hoofstuk 4, ons begin na by vers 12. Dear friends, do not be surprised. Do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you as though something strange were happening to you. En die ander vertaling sê dit, count it all joy if you go through trials of many kinds. Verstaan dierbaar? Moenie surprised wees. Do not be surprised. But rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of the glory of God rests on you. If you suffer, sien, suffering gaan kom, because God is busy changing the way you see things. God is busy changing the way you look at Him, the way you see Him. God is busy changing to the person that you are. God is busy changing. So daar is suffering wat kom. Suffering gaan kom. If you suffer, it should not be as a murderer or a thief or any kind of criminal, or even as a meddler. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Amen. For it is time for judgment to begin with God's household. And if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? Sien, so daar seker dinge wat dierbaar is, daar seker dinge wat met ons gaan gebeur. Soos die woord sê, ons gaan daar suffering wat kom en so aan. Daar's dinge wat gaan gebeur met jou, wat jou gaan question. Jy loop met die Here gaan question, en jy gaan begin vra, maar as ek is dan 'n kind van die Here, hoekom gebeur die ding met my? Ek is dan 'n kind van die Here, hoekom gebeur dit? Ek is dan 'n kind van die Here, hoekom as ek nou deesdae in die kerk en as ek verstaan nie eintlik wat aangaan? Yes. Simpel ding. Ek is in die kerk en ek hoor daar word gepraat, maar ek verstaan nie eintlik wat aangaan. Want die devil bring confusion. He sees where you're going. He sees where God is taking you. So he brings confusion. Hy maak jou deur mekaar. Hy maak jy baie questions vra. Maar die is hoekom jy in die kerk loop. Want die verlossing kom. Verlossing kom. God is busy preparing us for what is coming. Yes, Lord. Yes, Lord. Want die Here te behaal oor sy mense.
God loves you. He cares about you. Amen. He cares about your life. He cares about your circumstances. He cares about your children. Yes, Lord. God cares about you. Amen. Ons onthou mos die storie van Job. Yes. Amen. Né? Ons onthou die storie van Job. Yes. Sien, week na week word die skrif aan ons gegee. Die skrif word aan ons gegee. En die rede hoekom die skrif aan ons gegee word, is om ons sterk te maak. Yes. Is om ons sterk te maak. So, Job het die Here het vir Job geken. En Job het favor gehad met die Here. Yes. En ons weet mos, daar was die meeting, die label het daar gekom en het die meeting gesit en later toe kom die lobby conversation daarop uit dat die Here vir hom vra, ken jy my servant Job? Ken jy hom? Het jy hom gesien? En jy hom al gesien wat 'n lewe hy man besig is om te lewe. Amen. En die saak het uitgeloop dat die duiwel toestemming gekry het Yes. van God af om vir Job te gaan knyp. Amen. So Job was geknyp from all sides. Hey. As jy dink jy het erg gehad, kom ons stel jou voor aan broer Job. Amen. Job het deur dinge gegaan, Job het siektes gehad en Job het families verloor en Job het 'n vrou gehad wat teen hom gedraai het in die tye wat dinge moeilik gegaan het. So ons is nie gevrywaar dat trials and tribulations na ons toe sal kom. Because die dinge is daar om jou te toets in jou geloof. Yes, Lord. Jou stance wat jy het, as ons praat van die geloof, dan praat ons van jou staan wat jy het in die Here. Jou staan wat jy het in die Here. Dat jy glo by jouself dat ek is 'n kind van die Here, dat ek glo in die Here en so aan. Maar die dag gaan 'n tyd kom wanneer jy voel asof it's you against the world. Yes, Lord. Dit voel asof dit jy is teen die wêreld. En dan vereis dit van jou daai geloof wat jy van praat. Daai God wat jy van praat. Yes. Om op hom staat te maak. Dat die situasie gaan het vereis dat jy moet staan in hy bietjie geloof wat jy het. To prove yourself worthy in the eyes of God. Yes, Lord. So die dinge gaan kom. En dit is hoekom ons dat dit gaan gebeur. En as dit nou reeds begin het, in feite ek dink dit het al reeds begin waar ons voel dat ek verdien nie eintlik dien nie. Die wat besig is om te weet, ek verdien nie eintlik dien nie. Hoekom sal die Here toelaat dat die dinge met my gebeur? Ek is dan so 'n mooi mens. Ek is dan so 'n getroue dienaar. But it's coming. Yes, Lord. Maar dat is 'n recipe vir hy. En die wat Job deurgegaan het hy nog steeds sy vertroue in die Here behou. In Job 19:25 het Job gesê, met alles die wat aangaan, I know that my Redeemer lives. Dis wat Job gesê het.
Ek is nou met u dierbares. Ek dink jy het baie om aan te dink, om oor te dink. So dit is die saak, dierbares, dat ons voor 'n toets gaan, dat ons voor 'n toets kan staan, en dat ons voor 'n toets gaan staan, want die Here hy moet kies vir hulle wat ernstig is oor die dinge van die Here. God is looking for true worshippers. Verstaan? Ons gaan deur al die, ons gaan van tyd tot tyd sal mens deur die dingetjies gaan. Maar hy is so dat die Here die saak kan uitwerk. Because God is seeking, ons ken ons die saak, né? En John 4 wat praat van God is seeking, né? Hy is seeking vir hulle wat ernstig is, vir hulle wat die saak verstaan, for them that will worship God in spirit and in truth. So ons staan voor hy deur waar ons moet onsself moet ondersoek en afvra. Hoe ernstig is ek oor die saak? Because if God is busy working, if as ons hier voor staan en ons sê, God is busy, God is at work, God is busy working, God is busy changing things around, en hy is nog nie daar nie. Kom ons bid tog, dat die Here onze geestelike oë wyd oopmaak. Onze geestelike ore wyd oopmaak. Sodat ons kan sien. Sodat ons kan sien, because God is going to show you, God is going to reveal unto you certain things. So vir daai, jou geestelike oë moet wyd oop wees. Wyd oop. En jou ore moet wyd oop wees, because God is a speaking God. Nee? God is 'n God wat altyd besig is om te praat. En die feit dat jy nie hoor nie, of dat ek nie hoor nie, beteken nie God is nie besig om te praat. God is a speaking God. So ons moet al ewig onsself beywer. Ons moet onsself beywer sodat ons in lyn kan kom met dit wat die Here wil bring. So ek moet bid tot die Here en vir hom vra, maak asseblief my geestelike oë oop en maak asseblief my sodat ek kan sien en hoor. Want oor en oor in Markus as Jesus gepraat het hy gesê met die disciples en hy sê, he that has an ear, let him hear. He that has an ear, let him hear what the Spirit of God is saying unto them. En as hulle verdwaald raak, en dan sê hulle, maar die ding lyk moeilik, dan sê Jesus, a believing God. Amen, dierbares. So, das werk wat lê vir elke individual hierso, sodat ons almal in eenlynig kan beweeg ten opsigte van dit wat die Here besig is om te doen hierso. En ons moet onsself gereed kry, want ons sal met opstaan en instaan. I don't know, miskien in ons baie van ons gedagtes sit ons en dink, as die pastoor sê daar gaan, daar's mense wat gaan inkom. So met ander woorde, baie van die werk gaan ons maar met los met die mense wat gaan kom. Wat van Suster Fiona? Wat van Suster Dinkie? Wat van Lisha? Suster Lisha? Wat van Suster Martha? Wat van Poppa? Poppa is miskien 9, 10, whatever, maar dat is werk vir Poppa ook. Want Poppa kan ook sing in die Sunday school. Amen, dierbares. Orienteer jouself, because die is kerk. Nie kerk soos jy hom geken het nie. Die is kerk soos wat die Here dit wil hê. Because God has made his entrance, and God is teaching his people, and
wat jou position is in hierdie kerk. So that you can see met jou eie oë, because God is going to reveal unto you. Ek wil net die ding deel. Dis 'n bietjie van 'n groot ding. Yes. Die Here. Amen. So, op 'n stadium het ek gedeel met 'n man van die Here en die Here het my na hom toe gestuur en hom sê, my broer, die Here het my na jou toe gestuur en na sekere dinge wat ek veronderstel is om met jou, wat ek moet doen. Ek is hier om miskien te kan 'n hand by te kan sit ten opsigte van dit wat God wat die Here wil doen in jou lewe. En die man van die Here het my gesê dat, kyk hier som my broer, ek hoor jou, maar as jy praat van God is going to lift up these people, God is going to lift up the church, then what about the regional, hy gees wat oor die region, verstaan, hy gees wat hier hang oor hy gepak, maar wat gaan ons, as ons nie veronderstel om al die pastore en die gepak by mekaar te kom, so dat ons kan deel met die ding wat hier oor hang, die regional spirit, die territorial spirit, as ons nie veronderstel om eers te deel, pastoor, met die ding, dan kom ek sê, die Here wil hê, man van die Here, dat wat die Here wil jou, God wants to honor you. En die man sê, nee, what about? En nou die dag, dis jare terug, nou die dag, antwoord die Here my op die vraag, op die ding. Ek het nie eens 'n vraag gevra, ek het net gedink oor die ding. En die Here sê vir my, die ding, die saak. Doen wat ek wil hê jy moet doen. Doen jy wat ek wil hê jy moet doen. Dat mense hulle self position. Dat mense hulle self position. En dat mense hoor wat dit is wat die gees van die Here wil hê hulle moet doen. Net hier. Ons praat nie van regional, ons praat nie van territorial, ons praat net van hier. Laat almal net doen wat hulle moet doen. Van tyd tot tyd gaan ek kom en ek gaan spreek tot my mense. Ek gaan spreek tot my mense. En ek gaan ander inbring. En wanneer die tyd reg is, I will teach them what it is that they need to do ten opsigte van hulle sal inkom en ek gaan hulle oplei en ek gaan hulle voorberei en ek gaan tot hulle spreek dit wat hulle veronderstel, because I need them to be strong, because in Ephesians said that be strong in the Lord. Hy sê nie be strong in your own wisdom, in your own whatever, in your own capacity. No, be strong in the Lord. Amen. So God will bring in His people, and God will teach them. God will uplift them. God will make them strong. They will receive the Spirit. They will operate according to the Spirit of the Lord. I will teach them. I will raise up the intercessors. I will raise up the prophets. I will raise up the apostles. I will raise up teachers. I will raise up pastors. I will raise them up. And I will teach them what it is that they need to do to get rid al die gemors en weggebruik. Because the battle Is the Lord. Yes. I need not concern myself with what about if God is your God, Yes. daar gaan ons. Then you need to put your trust in Him. Yes, Lord. The old Ons ken ons nou vir Proverbs 3:5
5, ons ken hom ons nou uit die kop uit. Ons ken hom uit die kop uit, ons verstaan waar het is, vir ons wat Bybel lees. Vir ons wat Bybel lees, ons verstaan Proverbs 3 vers 5. Proverbs 3 vers 5, ek gaan niemand embarrass nie. Proverbs 3 vers 5 says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways en alles wat jy doen, acknowledge Him. En hy is die ene ten opsigte van dit wat ek nou net gesê het van alles, en hy sal ons op paaie gelyk maak. En hy sal ons op die pad stel. Soos Jesus die disciples by mekaar en sê, kom, okay, kom. Ek ga julle stuur, kom. Ek ga julle stuur. Ek gaan maak mense gesond, bid vir hulle. Doen wat jy moet doen. Doen soos ek vir jou sê. En toe sê Jesus ook vir hulle gesê, I saw Satan fall like lightning. Terwyl hy man besig was, toe die Here dit al uitgestuur het, die disciples al uitgestuur het, en hulle gaan bid, en hulle doen wat hulle moet doen, hulle maak siekes gesond, hulle wek die dooies op, soos die woord sê, die woord van die Here sê so, die woord van die Here sê so. Then Jesus says, I saw Satan fall like lightning. Amen. From the sky. Because dinge was besig om te gebeur. En even die duivel het nie memo gekry. Die duivel het nie memo gekry. Dis ook wat is besig om te gebeur? I'm busy losing. Hulle wat in my koninkryk is, ek besig om te verloor, want hy man is besig om ernstig te bid. Because the disciples understood, hulle die saak verstaan, dat die een wat hulle gestuur het, is op hom wat hulle moet staat maak. Trust in the Lord. Amen. Psalm 37. Psalm 37. Psalm 37. Psalm 37, okay, nou lees ons. Do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. In dieselfde asem kan ek sê, moenie bekommerd wees, do not fret, moenie worry oor die ding wat hang, die territorial spirit, die regional spirit, wat mense onder sy mag geplaas het. Do not be envious of those, oor die, moenie jouself bekommerd oor die saak nie. For like grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. Weer eens, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Met ander woorde, jy doen niks as die Here nie involved is in hy saak. Laat ons nie ongelowig is en probeer om dinge aan te pak wat nie vir ons bedoel is, wat nie vir ons gegee is. Amen, dierbares. Moenie jouself commit tot dinge wat nie vir jou gegee is nie, wat nie vir jou bedoel is nie. As jy agtergekom het, die boyfriend is eintlik vir jou nie, los hy man. Commit your ways to the Lord. As jy besigheid, as jy saak wil aangegaan het, en jy kom agter, dat die ding is eintlik vir, los die ding.
Dierbares, los daai ding. As dit nie vir jou bedoel is nie, los dit. Commit your ways to the Lord. Yes. Trust in Him. Trust. Die belangrike ding is, met alles wat ons so deurgaan, dierbares, alles daai kom op die ding. Dat jou vertroue moet in die Here wees. Jou vertroue moet in die Here wees, dierbares. Ons weet van ons is baie intelligent. Ons diploma's, ons het matriek, trust in the Lord. Van die dinge, because that's mos 'n battle wat aangaan, hè. So, die Bybel wil leer ons, die sê, die battle, of ons, die wapens, wat ons moet gebruik, om die dinge te oorkom, is nie vleeslik nie, but mighty in God, for the bringing down, van die dinge, wat oor ons hang. Sien mens, ons moet, vir die dinge wat hang, vir die regional spirit, vir die moordlustigheid, al die dinge wat aangaan hierso. Onze wapens, is nie die wapens wat hulle gebruik. Our weapons are not fleshly. Is nie goede wat jy kan sien en sê, hierso. But it's mighty in God, dit is in die Here opgelê, om ons te kan help, om die gebondenheid neer te bring. God is preparing His soldiers. God is preparing soldiers. Mense wat kan staan en kan sê, ek het gekom. My vertroue is in die Here. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. Amen, dierbares. Amen. Kom ons gaan 125 to Psalm 125. Psalm 125. Psalm 125. Psalm 125. En het lees as voor those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken but endures forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people, both now and forevermore. Amen. Sien, van nou af tot until the end of days, is die Here, beloof die Here dat Hy sal saam met jou wees en alles wat jy so deurmaak. Maak nie saak wat dit is wat jy so deurmaak nie, God will be there. That's His promise. En as die Here promise gemaak het, Hy hou dit tot die einde toe. Amen. So put your trust in God. Vertrou in die Here. Vertrou, moenie staat maak op jou eie, die Afrikaans is maar so mooi, moenie staat maak op jou eie insigte nie, ne? Hoe jy dit sien, hoe jy dink dit moet wees. Dit het eintlik niks met jou te doen nie. Dit het alles te doen met die plan wat die Here het vir jou lewe. Wat die planne wat die Here het vir ons. Die planne wat die Here het vir die gemeenskap. Die planne wat die kerk het vir die planne wat die Here het. We have to trust in God. Do not put your trust in people. Put your trust in God. Amen, dierbares. Amen.
vertroue? In wie is jou vertroue, dierbare? Laat dit net 3 questions. Dit moet duidelik wees. My trust is in the Lord. Vertrou in die Here, dierbares. Vertrou in die Here. Vertrou in die Here. Net om maar af te sluit, wat ons daar gaan by Ephesians, né? Ephesians chapter 6 verse 10. Dierbares, hoekom het ons emphasize en re-emphasize dat ons vertroue in die Here moet sit? As ons hier by Ephesians daarmee 6:10 kom, dan sê die Bybel vir ons hoekom ons vertroue in die Here moet sit. Finally, brothers and sisters, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So onze beklei, onze stry is nie teen goede wat ons kan sien. Amen, dierbares. Dit is ons wat die woord sê. So you cannot rely on weapons that are op wapens wat jy kan sien. Die wapens is in God. So ons moet ons vertroue plaas in die Here, dat hy die enige is wat die stryd vir ons gaan stry, because the battle is not ours. The battle belongs unto God. Amen, dierbares. Die is net om ons self gereed te kry, sodat ons kan verstaan waar ons is, wie ons is in die Here. Amen. Amen, dierbares. Alles die gaan daaroor dat ons moet verstaan wie ons is in die Here. Wat besig is om te gebeur en wie ons is en wat ons kan doen, wat ons kan bemagtig deur die krag van deur die Heilige Gees. Amen, dierbare. Ons moet onsself regkry vir die saak dat ons dinge sal kan doen sonder om terug te staan, because we are mighty en ons is magtig in Christus. Op ons eie is bietjie moeilik om die dinge te oorkom, because you do not see them. You do not see them. Ons weet van mense wat, because the battle is not, young man, the battle is not flesh and blood, against flesh and blood, ne? Daar's mense wat gaan, ne? En dan trap hulle in 'n bom, en môre loop hulle, dan kan hulle mens verstaan wat het gebeur, because ek het niks aangesien nie. Trap in 'n bom, been seer af, nog nie af nie, maar seer, en hy dink, jy smeer Vicks, jy smeer move, maar jy kan nie move nie. Verstaan, ons smeer al die goede. Ons smeer al die goede. Maar toe die Here behaag het, die Here my toegelaat om, of God had enabled me to go to somebody, because it's a battle, is nie 'n ding wat jy kan sien. En die Here my deur gebed, en die Here my gesê, gaan, maar my cousin van my het in 'n bom gaan trap, en sy kon nie regkom, en die Here sê, gaan daar, vat die olie, gaan bid vir haar. Deur geloof. Out! Out! Verstaan hierbares? Dis goed wat ons nie kan sien, so, you have to be prayerful, jy moet bid, jy moet die woord lees, sodat jy kan weet wat om te bid. Because as die Heilige Gees kom om jou te direct, dan sy is op soek na die woord om met jou te praat. As die woord ontbreek, is dit 'n bietjie moeilik. Okay, by tye kry ons die boodskap, ander tye kry ons dit nie, deur ongehoorsaamheid. Amen, dierbares. Dinge van die Gees. Dinge van die Gees, prys die naam van die Here. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of
comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, dan jy nog bly staande. Stand firm then, with a belt of truth. Waarheid, dat ons die waarheid praat hierbaar is, ook dat ons ophou leuns vertel. Wees eerbaar in alles wat jy doen, hou op leuns vertel. So, the belt of truth buckled around your waist with a breastplate of righteousness. Met ander woorde, dit wat hier aangaan hier binne, nadat volgens die wil van die Here is. Nie manga en mashiga nie, die regte ding. With the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. The gospel. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen, dear brothers. The word of God. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Ons moet vir mekaar bid, mense. Maar dit gaan moeilik raak, so ons moet mekaar by ons staan in een gees. So ons moet vir mekaar bid. Amen, dierbare. Bid asseblief vir my. Bid asseblief vir my. Pray also for me that whenever, this is Apostle Paul, pray also for me that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. Bid vir my ook dat ek dieselfde ding met my ook kan gebeur, for which I am an ambassador in church. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Hierbaar is hy sy woord. Met alles wat so gebeur, met alles wat so aangaan, laat ons ons vertroue in die Here plaas. Baie dankie dierbares vir die geleentheid om die woord van die Here te kan bring. Net so 'n baie entoesiastiese volk. Ek is baie dankbaar vir die Here, vir dit wat die Here besig is om te doen in die tyd, in ons lewens, wat die Here besig is om te doen in hierdie kerk, vir dit wat die Here besig is om te doen in pastoor se lewe. Amen, dierbares. Ons is dankbaar tot die Here vir alles die dinge. Maak jouself gereed, kry jouself reed, put on the full armor of God, wees gereed, so dat as die stryd in die dinge kom, then you understand what it is that you need to do. Baie dankie dierbares. Alles is in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons sluit die oë en ons gaan die hoop tot buig as jy gebed nodig het. Ons gaan nie opstaan en ons gaan saam met u bid. As jy 'n probleem het om die Here te vertrou, jy voel sometimes dinge werk nie uit nie, dit is moeilik. En dit is moeilik om die Here te vertrou. Dan wil ek vanmôre saam met u bid dat die Here daardie saad wat vanoggend gesaai is in jou hart sal in wortel skiet. As daar iemand is, kom en ons gaan saam met u bid. Uit jou hande en woord van my toe in haar arm en bid wat de liefde verryk en vrij ten geefse. Je kan nog komen als je niet begeleerd is.
sovereign.